Gemeente, ons begin vanoggend met skrifberuiming 1-1 verse 1 en 2. Die verkiesingsjubel. Geseën sy bo alle dinge, die ewige God en Vader hy, het in die hemel seëninge, vir ons in Christus toeberei, na die besluit uit hom gebore, en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd op wêreld was. Hy het deur eie wil bewoon, dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil uit mededoen, ons as sy kinders aangeneem, dat ons by guns so vrygegewe, in hart en wandel onbevlek, sou leef voor hom in liefde lewe, wat leven dooie harte wek. Kom ons sing staande, lied 175, Majesteit. Wat is the problem? Dan eindig ons nou maar hier so op so lae noot. Goeiemôre broeders en susters en kinders. Baie welkom aan elkeen van julle ook hier in ons erediens vanoggend. Ons wil in besonder 'n teologiese student, broeder Marnus Venter, aan u voorstel. Hy gaan sy eksamenpreek vanoggend voor u lewer. Ons wil ook verwelkom professor Gert Breed en professor Legetsu Moretsi, dat hy ook hier, dat julle ook saam is met ons hier in die erediens vanoggend. Baie welkom. Goeiemôre gemeente, ek wil seker maak dat die klank aan is. Almal my kan hoor, daarbo. Ons fotum of ons verklaring aan die Here van ons afhanklikheid, sing ons vanoggend onder die woorde van Psalm 121, waarvan ons die eerste vers sing. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om tot my verlossing kom. My hulp is van die Here alleen. Hy oor my lot bewoë is eindloos in vermoë. Daarna sit ons weer. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar omdat my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoë, is eindeloos in
Ons ontvang die seën van die Here en ons bid daarom vanuit Filippense 1. Mag daar vir ons genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus wees. Laat ons dan saam sing en die Here loof. Dit doen ons vanoggend onder die woorde van Psalm 34. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat rys, in voorspoed en in druk. Ons sing verse 1 en 2. Altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat rys, in voorspoed en in druk, hom sal ek die ere skyn, tot roemtaal kragtig aangespoor, sagmoedige sal dit hoor, en dan tree op my wink. Kom maak die Here groot, laat ons sy name lofsang bly, aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood. Ek het in my gebed die Heer gesoek en hy het my in antwoord op my nood geskry. Hy het al my vrees gered. Op hierdie wonderlike môre bely ons geloof saam met die kerk deur al die tye onder die woorde van geloofsbelijdenis, soos wat ons opgevat is agter in die Psalmboek, die geloofsbelijdenis van Sia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe, toekomstige bedeling. Amen. Ons lees vanoggend uit die Here se wet, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Ek lees vir ons die 83 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar
Ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en doen wat alles jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of dogter, die man of vrou wat by jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin geskep. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, sy vrou begeer nie, ook nie die slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. So gestel voor die Here se wet, moet ons tot belydenis kom, dat ons soms dikwels ver te kort skiet. Daarom antwoord ons met Psalm 38. Straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en nie wreek nie op my sonde en sonde skuld. Ons sing verse 1 en 17. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil toch nie in toorn ontsteek nie, en u wreek nie op my sonde en sonde skuld. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees my ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitred. Ons verenig nou in gebed. Ons almagtige Vader, wat 'n voorreg is dit nie om in die natuur te sien hoe kragtig is U hand en hoe oorvloedig is U liefde nie. Dat die almagtige Skepper van hemel en aarde so besorgd is oor ons sondige mens, is genade bo genade. En nog meer kan ons nader tot U kom in hierdie erediens rondom U woord. U openbaar U self aan ons. Dankie, Here. Ons vra dat ons sondige natuur ons nie weerhou daarvan om na U Gees se roepstem te luister nie. Maak ons harte oop en ons verstande, sodat ons U woord op ons hart mag skryf en dit nooit ons mag verlaat nie. Ons vra U, Here, in 'n moeilike tyd, wees nie ver van ons gebed. Hoor ons as ons tot U roep. En dankie dat ons U waarborg het van U Seun, dat U ons nooit sal begewe nie, ons nooit sal verlaat nie. Daarom vra ons al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Met die oog op die skriflesing berei ons onsself voor deur saam te sing uit Psalm 102, verse 1 en 3. Heer, u goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep elendig, as ek in my krag verkort, klag voor u soos water stort. Verse 1 en 3, waarna ons saam uit die skrif lees. Oneindig voor my as ek diep elendig, as ek in my krag verkort, klag oor u soos water stort, hoor die hulproep van 'n leier, skyn aan die meier, hoor in nood en hoor my nou, help my hier, ag help my gou, al my krag wil my begewe, vlees ook aan my beenrug lewe, weens my nou benoude sig, eensaam voel ek weggevlug, in woestyne soos die reier, beeld van die verlate soos 'n uil oor bouval heen, sit duur soos ek alleen. Die Here spreek tot ons vanoggend vanuit Psalm 73. Psalm 73. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. 'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teenspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle die kwaad. Hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dis hoe die goddelose mens is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke dag het vir my teenslae gebring. En elke môre nuwe straf. Maar as ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. Dit was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgryslik. Gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle. Here, as U ingryp. Toe ek verbitterd was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier
het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Ons gee enkele oomblikke vir die kinders wat wil kinderkerk toe gaan. Wat 'n kragtige psalm is hierdie nie. As ons moet saamvat in 'n paar woorde, kan ons sê, na worsteling met die skynbare onreg, laat God ons rus vind by hom. En watter bril kyk ons na die lewe? Kyk jy na die lewe? Die vraag is belangrik, want die tipe bril bepaal wat jy sien of wat jy nie sien nie. Anders gestel, bepaal hierdie bril waarop jou fokus is. Hier lees ons van 'n kind van die Here wie se fokus afgedwaal het. Wat 'n jammerlike tyd is dit nie as 'n kind van die Allerhoogste die verkeerde bril gebruik. As 'n kind van die Here begin jaloers raak op die ongelowiges. Mense wat in geen lewende verhouding met God staan nie. En tog gebeur dit. Dit het gebeur en vandag steeds. Hoekom? En hierdie psalm word daar geworstel deur die digter en ons vandag elke dag met die eeueoue en tog bekende situasie van hoekom gaan dit sleg met die gelowige soms en tog met die goddeloses soms goed. Vandag spreek die Here se woord oor daardie dae waar ons sukkel en twyfel en dit lyk asof ander mense dit maklik het. Veral as dit swaar gaan met ons omdat ons volgens sy wil lewe. Daarom moet ons eers kyk, hoe lyk die wêreld deur hierdie aardse bril, hierdie menslike bril. Ons lees van die omstandighede waarmee die digter geworstel het in Psalm 73. Dit is 'n situasie waarmee enige gelowige in een of ander stadium van hierdie lewe mee kan assosieer. Die digter kyk in 'n baie moeilike tyd na homself en sy omstandighede. En dit voel vir hom asof elke oggend net swaarder en swaarder is. Elke dag het net meer teenspoed. Maar dan kyk hy na ander mense, na omstandighede in die wêreld, mense wat lyk asof hulle nie God ken nie, en hy sien, dit lyk asof dit baie goed gaan. Hulle is gesond, hulle is voorspoedig, en hy is op die swaar tyd glad nie aan hulle raak nie. As dit maar net al was. In vers 5 lees ons, op hierdie mense op wie hy begin jaloers raak, is ook gewelddadig. Hulle is trots hierop, op wie hulle is en wat hulle doen. Hy beskryf dit, dat geweld is soos 'n jas wat hulle aan het. En trots is soos 'n hangertjie om hulle nek. En wat meer is, van die dinge wat hulle het hulle baie, en is van die hoogste gehalte. En hulle trotsheid, hardloop hulle tonge met hulle weg. Soveel so, dat hulle eintlik teen God begin uitspreek. En daar is geen mens wat hulle keer nie. In hulle hoogmoed tart hulle vir God, sy mag en sy wysheid, en die volk hang hulle woorde aan. Hoe verskriklik is dit nie? En om nog erger te maak, is daar nie einde in sig nie. Dit lyk vir die digter asof hulle net gaan aangaan. Niemand roep hulle tot antwoord nie. Sien ons dieselfde vandag, waar ons regering sukkel om bedrog te bekamp.
Lewenskoste klim deur die dak. Misdaad is volop. Dit voel soms asof dit in ons samelewing ontaard in 'n stoeigeveg vir net 'n klein bietjie voorspoed. Maar wat reg is, word agtergelaat. En dikwels sien die jong mense hierdie geluk van die wêreld, en hulle soek ook 'n stukkie daarvan. Hulle hou hulle self soms blind dat hierdie lewe hulle weglei van God af. Hulle amper kan skei. En as die gelowige met hierdie bril na homself kyk, soos wat die digter hier doen, is dit bitter swaar. Veral as jy probeer rein en reg lewe, dan lyk dit asof die heerlikheid wat aan God se kinders behoort, nêrens te sien is in sy lewe nie. En hierdie afwesigheid maak dit bitter. Selfs wanhoopig. Met hierdie verkeerde bril kyk 'n mens net vas in die moeilike omstandighede. 'n Mens raak afgeweer deur hierdie swaar kry. Daar is geen oomblik van rus nie. Geen plek om weer krag te kry, om weer lewe te vind nie. Die situasie is soms donker. Binne hierdie donker omstandighede voel dit soms dikwels sinloos om versigtig volgens Christus te leef. As dit net vir ons swaar kry en teenspoed beteken. Ons vra vir onsself, kan ons nie maar net soos die goddelose mens die lewe geniet nie? Sonder dat ons moet 2 keer dink of ons nie dalk 'n onsuiwer motief het, of ons dalk deur onsself gerig word nie. Hulle lyk tog so gelukkig. Maar dit lyk asof ons net vervolg word, verkleineer word, bespot word. En die mense wat dit goed het, die rolmodelle, se glans bestaan gaan dikwels gekoppeld met verdowingsmiddels, misdaad en ongeregtigheid. En daar's geen einde in sig vir hulle nie. Dit is duidelik. Ons is in 'n gebroke wêreld. En wanneer ons iets van hierdie gebrokenheid binne ons eie lewens voel, aan ons eie liggaam voel, dan kan ons maklik onsself begin vergelyk met hierdie mense. En dit lyk vir ons verskriklik swaar as hierdie ander mense dit net mee goed gaan en met ons net sleg. Moeilike finansiële omstandighede, swak gesondheid. Dit voel soos 'n ketting wat ons terughou van God af om hom te dien, volgens sy wil te leef. Dit kan ons selfs in 'n versoeking plaas om onchristelik te wil optree. Sonder God se wet wat ons nou net gelees het, is dit baie maklik om daardie een leuen te vertel wat daai bevordering vir ons sal bring. Om daai een leuen te vertel wat maklik vir ons daai geld in die sak sal sit as ons net so klein bietjie bedrog pleeg. Ons klig onsself en sê, almal doen dit. Niemand sal seer kry nie en gaan hy so baie help. Eintlik sis ons gewetens. Is daar enigiets goed aan hierdie swaar kry? Dat ons so verdruk word? Maak dit nie net die lewe onnodig bitter nie? Vervreem het ons nie net eensydig weg van God af nie? Ons wat veronderstel is om hom te dien, wat geroep is om hom te dien. Ons sal so bitter bly totdat ons deur die Gees 'n nuwe perspektief kry. Die Gees van die perspektief van die skrif. Dit is soos 'n bril. En dit is ons volgende hoofpunt. Die bril van die Gees. Ons lees in vers 2 dat die digter vasgekyk het in die omstandighede. Hy het begin jaloers raak, soveel so sy voet het amper begin afgly. Hy het amper hoop en vertroue verloor. Maar toe besef hy, hier's iets nie reg nie. Hierdie worsteling en twyfel in my hart sal ander ook benadeel as ek so aanhou praat en aanhou dink. Hy het teruggeval op die waarborg wat hy het. Dat hy 'n kind van God is, 'n kind van Israel. Hy behoort aan God. En dit is ons eerste handvatsel om uit die donker bitterheid uit te klim. Ons moet ook onthou dat as dit swaar gaan, ons behoort aan God. Ons is kinders van God. Ons is deel van 'n familie gemaak, 'n gemeenskap onder Christus. Wat ons sê en wat ons doen raak die mense rondom ons. En daarom moet ons wag
en dink en bid totdat God ons laat verstaan en met nuwe oë laat kyk na die swaar kry. Ons is afhanklik van God. Deur sy Gees alleen kan ons hierdie regte perspektief kry. Ons sien die werklikheid vir wat dit is. Hy is selfs beheer van die donk van hierdie teenspoed. Hy is in beheer van alles, ten alle tye. En hy wat oor ons lot bewoë is eindloos in vermoë. Hy laat alles vir ons ten goeie werk. Maar ons kan dit net sien as ons die regte bril aan het. Die bril van die Gees. Die bril waarvan ons in die skrif lees. Ons teks stel dit vir ons so kragtig wat met die digter gebeur het. Dit was vir my bitter en swaar om te verstaan, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Sy fokus is afgeruk van die hier en die nou, en hy het gekyk deur God se teenwoordigheid na die einde toe. Die tempel is wat Israel gehaat het van God se teenwoordigheid. 'n kamer, 'n gebou in die middel van die volk. En die pad van hulle na God toe was gebaan net deur offerdiere. Daar is 'n ander offer wat die pad oopgemaak het. Die offer van Jesus Christus. Hy het vir ons opgestaan en hy het vir ons sy geregtigheid geskenk. Dit beteken ons saak voor die Here is nou reg. Dis asof ons geen sonde voor God gehad het nie. Hierdie struikelblokke voor God tussen ons en God is deur Jesus weggeneem. Hy het dit alles op homself geneem. Hy het ons losgemaak van die sondeskuld. En hy het ons geroep en vir ons die Gees gestuur om ons te lei. Hierdie verlossing is wat ons het. Dit maak ons dankbaar. Dit laat ons deur die Gees sien hoe skatryk ons is. Hoe geseënd ons is. As ons deur die genade van die Here kinders van hom is. Al voel dit soms of ons niks van hierdie heerlikheid nou sien nie. Ons moet onthou, God se teenwoordigheid is nie meer 'n kamer daar ver nie. Dis nie meer 'n kamer wat vir ons toegehou word deur 'n gordyn nie. Nee, daai gordyn is oopgeskeur. En God het by ons kom woon. Die Gees woon nou in elkeen van ons. Hy herinner ons aan God se woord. Hy vernuwe ons hart. Hy troos ons wanneer dit swaar gaan. Hy maak ons deel van 'n nuwe lewe. God weet wat vir ons die beste is. En dit sien ons alleen as ons deel raak van hierdie nuwe lewe deur die Gees. As ons die skrif se bril gebruik. Ons sien God is in beheer van teenspoed en voorspoed, van die gelowige en die ongelowige. Hy ken ons swaar kry. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 10 vers 13. Ek lees dit vir ons. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. As dit al was dit genoeg, maar hy gee vir ons nog meer. Hy gee vir ons uitkoms binne ons bereik. Maar ons lees ook in Hebreërs 12 vers 11. Nou lyk dit asof elke tugtiging op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Maar later leer hierdie swaar kry 'n egte, vreugdevolle vrug, 'n vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen word. Nou sien ons wat is swaar kry. Dit oefen ons geloof en dit versterk dit. Ons weet deur die geloof waar kan ons rus kry? Waar kan ons skuil van hierdie swaar tyd? Waar kan ons nuwe krag kry? Soms wil ons deur ons eie krag deur hierdie swaar tye kom. Ons wil vir onsself sorg. Maar ons moet nooit vergeet, God wys hy is in beheer van die veldblomme en die voeltjies. Hoeveel te meer sal hy nie vir sy kinders sorg nie? Hy sal vir ons rus gee, hoop en sekerheid, want hy is goed. In hierdie Psalm staan ons voor die bevel van God. Daar gaan vir ons iets oop in sy teenwoordigheid. Ons oë word oopgemaak deur die skrif. Ons het 'n nuwe bril, 'n perspektief gekry. Die opdrag is, wees gefokus op God. Vertrou op hom, hy is in beheer. Vlug na hom wanneer dit moeilik gaan.
Stel jou skuiling by die Here. En dit bring ons by ons laaste punt. Wat is die gevolge van hierdie geloofsbril? Hierdie bril van die Gees? Ons kan rus by God in teenspoed en voorspoed. Rus. Ons kan by hom rustig wees. Die kwale van elke dag kan ons by hom neersit. Hy skenk ons lewe. Hy weet wat vir ons die beste is. Hy het by ons kom woon, hy is in ons, hy sien elke oomblik van ons dag. En hy is in beheer van die hele skeping rondom ons. Maar nog meer, hy het die gebroke menslikheid op homself geneem. Hy het in hierdie gebroke wêreld ook kom lewe. Hy het werklik mens geword. Ons het dit net so bely. En hy het perfek gehoorsaam volgens God se wil gelewe. En sy lewe was nie sonder swaar kry nie. Hy ken ons lyding elke dag daarvan. En daarom roep hy ons. Hy kom soek ons op daar in ons swaar kry. Hy hou ons vas. Hy roep ons. Kom vind by my lewe. In Johannes Evangelie lees ons keer op keer waar Jesus sê, ek is die weg, ek is die lewe, ek is die water wat jou dors sal les. Die veilige plek waar jy kan skuil as die stormwinde jou tuister. Teen die einde van ons perikoop in die laaste 14 verse sien ons dat die eerste 14 verse is 'n wanhoop, is onsekerheid, is jaloesie, is omgekeer in hoop, in sekerheid, in rus. In ons laaste vers sê die digter, hy het sy skuiling, die plek waar hy kan rus, in God gestel. Dit beteken, hy gaan soek sy krag by God, deur die leiding van die Gees. Sonder die Gees vind ons nie God nie. En hierdie skuiling sien ons dat hierdie lewe, hierdie teenwoordige swaar kry, is soos 'n droom. Iets wat vinnig verbygaan wanneer ons die ewigheid in perspektief neem. Wat nog meer is, die ewigheid is nie iets wat eendag kom nie. Dit begin reeds. Deur die Gees ons is nou deel daarvan. Die ewige lewe het klaar begin. En in hierdie lewe het ons 'n ewige en 'n lewende gemeenskap met God. Hy is vir ons 'n onwankelbare en 'n veilige vesting waarby ons enige swaar kry kan verduur. En as ons deur die geloofsbril na die ongelowige kyk, hoe bitter moet dit nie wees nie. Hierdie teenspoed moet iets verskriklik wees. Dit beteken hy persoonlik, daar waar hy is nie goed genoeg nie. Of dalk het hy misluk. Hy probeer dalk uiterlik goed leef en dan gebeur iets verskriklik en hy het geen antwoorde nie. Hy het nie 'n veilige rusplek nie. Hulle besef dit nie, maar hierdie voorspoed is 'n baie skuins afgrond. Dis glad, sê die teks. In hulle hoogmoed is dit maklik om te glo dat hierdie voorspoed van ons, dit verdien ek. Maar die voorspoed is 'n roepstem. 'n Roepstem van God, 'n uitnodiging. Soek die hand wat hierdie voorspoed vir jou gee, wat jou hooghartigheid verdra. Kom na my toe. En as hulle deur die Jesus Christus nie God vind nie, sal hulle verdwyn. Ewige voorspoed is net bereikbaar deur Jesus Christus. Daarom kan en moet ons getroos wees as ons volgens God se wil lewe. In ons teks het die gelowige in die heiligdom, dit is die binnekamer van die tempel, insig en rus gekry. Maar nou is die tempel by elkeen van ons. Hy het in ons kom woon. Die Gees is nie meer daar ver nie. Ons hoef hom nie te gaan soek nie. Hy het ons kom soek. God sit op sy troon. Niks is buite sy beheer nie. Nie die voorspoed van die ongelowige, die teenspoed van die gelowige, of wat ook al die omstandighede is nie. Daar is nie 'n enkele oomblik wanneer ons buite sy hand is nie. Vir 'n gelowige is swaar kry 'n smeltoond. 'n Proses waardeur ons versterk word, ons vertroue en ons geloof. En as ons na die wederkoms toe kyk,
sien ons dat God beloof 'n regverdige oordeel. Daar sal geen mens behalwe die wie aan Christus versoen is, enige lewe vind nie. Daar sal die goddelose, die ongelowige wat volhard in sy trots en in sy hoogmoed vergeet word soos 'n droom. 'n Droom wanneer die dag aanbreek. 'n Vae herinnering. En ons lewe nou in sy teenwoordigheid. Die almagtige, die lewendige God. Ons lewe in die ewige lewe. En in hierdie lewe wat vervul is met sy krag, kyk ons verby die omstandighede. Ons sien die glorie van God. Die glorie wat in elke dag meer en meer in ons lewe sigbaar raak. En hier is die genade in ons lewens wat nie anders as 'n lofsang na vore bring nie. Waarin ons God wil verheerlik dag en nag by ons huis, by ons werk. Dit is die goedheid waarvan ons vertel. Al mag dit met ons swaar gaan. Ten slotte, vergeet nooit God in sy beheer. Hy sorg dat alles vir ons goed is. Hy maak swaar kry 'n vreugde, want dit bring ons nader aan hom. Ons sien dit net alleen as ons deur die geloofsbril kyk, die Gees se bril wat ons in die skrif kry. As ons nie deur hierdie bril kyk nie, dan maak swaar kry geen sin nie. Swaar kry toets ons. Dit herinner ons, waar is ons rusplek? Waar is ons veilige vesting? Waar is ons betroubare en veilige plek om weer terug te vlug na, om rus te vind? Ons afhanklikheid word deur swaar kry getoets en deur die kragtige werk van die Gees word dit daardeur versterk. Hy dra ons en daarom kan ons dag en nag van sy liefde vertel. Amen. Kom ons bid saam. Prys U naam bo alle ewige geslagte. Hoe wonderlik is U koninkryk nie. Wat 'n voorreg is om nie deel te wees van die kinders nie. Dankie dat U ons herinner, waar is ons rusplek? Dat ons nie ons vertroue moet stel op die hier en die nou nie, maar op die geestelike, die ewige. En dankie dat ons nie afhanklik is van ons eie krag om by die rusplek uit te kom nie. Ons word daarin herinner, U lei ons met die hand. Die skrif leer ons die pad. Mag ons dit nooit vergewe nie, o Heer. Skryf dit op ons hart. Herinner ons daaraan, dag en nag. Wanneer dit goed gaan, hou ons nederig. Wanneer dit swaar gaan, hou ons afhanklik. Versterk ons geloof en ons gemeenskap, sodat ons mekaar kan dra in hierdie swaar tyd. En kom tog gou, o Here, dat die ewige glorie kan begin, dat ons kan versoen word vir ewig en ewig met ons Here. Ons wag U verskyning in. En tot en met dan, hou U lofsang op ons lippe. Hou ons hart lig en laat ons verby die swaar kry van die hier en die nou kyk. Dra ons in hierdie week, daar waar die medisyne ons broers en susters moet dra, ons vra U seën en nabyheid daar. En lei ons nie in die versoeking om U te verlaat nie, maar bewaar ons van hom wat loop soos 'n brullende leeu. Maar alleen uit die genade van Jesus Christus bid ons tot U, hoor ons tog. Amen. Daar is nou die geleentheid vir die liefdegawe, waarna ons saam gaan sing uit Psalm 125, verse 1, 3, 6 en 7, sonder dat ek dit voorlees.
berg, wat altyd vas bly staan. So is die Heer rondom sy volk in ewigheid. 'n berg wat vas bly staan, 'n dag van storm en stryd. O Heer, wat al verdoen, wat afwyk van u band, doen goed aan wie opreg, die regheid wie aan. Ek bid vir Israel, mag vrede die volk oorsweep, en mag die vrede bly, solank wil Heer sal leef. Ons bid dan nou om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.